Sal ek by Marius check of ons Goed, ons is regstreeks, julle kan begin. En baie welkom by nog 'n regstreekse gesprek op Marula Media. Ons kyk na kwessies wat Suid-Afrikaners direk raak en een daarvan is ongetwyfeld die Phala kwessie. Ek is Christel Cornelissen en ek gesels vandag met 'n paneelkundiges oor president Cyril Ramaphosa se toekoms en natuurlik wat die politieke onstuimigheid vir Suid-Afrika inhou. Die president bevind hom ongetwyfeld in 'n politieke penarie om dit nou sagkens te stel. Die artikel 89 paneel het bevind president Cyril Ramaphosa het hom moontlik skuldig gemaak aan skendings van die grondwet en oortredings van teen-korrupsiewetgewing. Opposisiepartye eis sy kop en talle mense binne die ANC ook. So waarheen nou? Om hierdie vrae te beantwoord, sluit vandag by ons aan Dr. Theuns Eloff, 'n onafhanklike politieke ontleder en 'n man wat 'n lang pad met president Ramaphosa stap. Prof. André Dievenage, navorsingsdirekteur by Fokus Area Sosiale Transformasie en Dr. Pieter Mulder, voormalige VF+ leier en politieke kommentator. Ons hoop Prof. Dievenage sal binne minute by ons wees, ons het 'n tegniese uitdaging daar. Gesels natuurlik gerus ook saam in die kommentaar afdeling op Facebook. Ons hoor graag van julle. Dr. Eloff, ek sommer weg. Daar was aanvanklik aanduidings dat president Ramaphosa sou bedank en toe die ommeswaai dat hy dit nie gaan doen nie. Wat sê dit vir jou van meneer Ramaphosa? Hoe werk sy kop oor hierdie besluite? Prof. Dievenage, welkom. Christel, ja, ek het gehoor toe hulle sê hy gaan bedank en ek dink dit was die eerbare ding om te doen, wil ek amper sê. Ek wil nie dadelik sê hy nou die oneerbare ding gedoen deur te sê hy gaan die verslag hof toe vat nie. Maar ek dink hy het besef dat die verslag het sekere uitkomste gegee. En dit was interessant dat sy regsverteenwoordigers het aanvanklik vir hom sê dit sal regtig help om die verslag op hersiening te neem nie, en het lyk my dit het verander. So die ene ding wat verander het is die hersiening. Is daar anders menings gegee dat hy wel moontlik op hersiening geneem kan word. Ek het 'n siening daaroor, ons kan later daar praat. Die tweede wat ek dink verander het is dat die ANC se topleiers in die NK het druk op hom uitgeoefen dat hy die ANC en die land in die steek sal laat as hy sommer net so bedank en eintlik presies in die hande sal speel van die sogenaamde RET-faksie. En ek dink dit was 'n faktor. En dan miskien 'n derde ding, en ek weet nie of dit in sy kop aangaan nie, maar ek dink dit ek dink wat die kwessie wat hy in die gesig staar is 'n klassieke etiese botsing van pligte. Want aan die een kant is die eerbare ding om volgens die grondwet te doen, as daar sulke beweringe teen jou gemaak word en 'n paneel het bevind daar was moontlik so iets, is om te bedank. Die ander kant van die saak is dat as hy bedank, weet hy gee die ANC waarskynlik oor in 'n groep kroeks en oneerbare mense wat die ANC en die land in 'n baie groter moeilikheid sal sit. So ek dink hy sit met daai botsing van pligte en waarskynlik het hulle daai appel by hom gemaak. Natuurlik is dit ook so, en ek sluit daarmee af vir eers, dat daar van die mense is wat hom aangepoor het om dit te beveg en te probeer bly, hulle eie politieke lewens en loopbane hang natuurlik daarvan af. Maar ek gaan nie daar gaan nie, ek kan nie hulle lees nie, maar ek dink dit is 'n moeilike saak, botsing van pligte, wat hy moes doen, en ek vermoed, het lyk vir my asof hy oortuig is dat hy met die kant kies van die land en die ANC. Ek wil later weer terugkom na onder andere die RET-faksie en politieke belange, eie belang. Dr. Mulder, wat nou? Wat gebeur agter die skerms polities gewys as daar nou besluit word om die president wel in 'n staat van beskuldiging te plaas? Wat gebeur agter die skerms? Op die oomblik gebeur daar verskriklik baie agter die skerms van alle kante, want daar's baie faksies betrokke en baie groeperinge. Ek dink mens moet ook onderskei wat ek sê tussen die politieke en die juridiese. Van die regsmense kyk suiwer na die juridiese, dis 'n verslag van 'n regter in die parlement en al die tegniese goed. Dit is 'n belangrike deel daarvan, maar daar's net so 'n belangrike politieke deel. En ek vra myself die vraag af, as daar nie 'n leiersverkiesing was nie, sou ons in die situasie gewees, anders dit 'n normale tydperk was. Is dit regtig toevallig dat meneer Arthur Fraser 6 maande voor die leiersverkiesing 'n klagte gaan lê?
Hy het vir 2 jaar geweet, jy weet, daai misdaad het Februarie 2020 plaasgevind. Skielik plaas hy geweet toe om 6 maande voor die tyd en hy sit hier die hele proses in die gang. As jy na homself gaan kyk, hy is net so skuldig deur die Sonderkommissie bevind, 600 miljoen rand en so meer en hy kan in die tronk eindig. So hy het 'n belang daarbey en hy sit die proses in die gang. Die mosie in die parlement kom van die ATM af. Wie is die ATM? Dis Manji se party, eintlik is dit Zuma se party wat die mosie bring. So jy moet ongelukkig al die goeters in die rol sit om te sê dit is wat daar aangaan. En dan kan mense hele ding doen rondom, ek praat graag van kritisie in haie in 'n party. En met kritisie bedoel ek, elke party het kritisie en ek was ook 'n partyeleier op my dag. Dis mense wat jou kritiseer, maar hulle bedoel dit goed. Hulle wil die party beter maak, wil jou beter maak. En dan kry jy haie. Hulle groet jou vriendelik, hulle stap verby en sê jy het 'n goeie toespraak gehou, maar as dit lyk of jy bloei, lyk of jy struikel, lyk of jy swakheid, dan gaan hulle voluit om jou dood te maak. En ek dink dis waar ons nou trek met binne in die ANC 'n hele klomp sulke haie en Ramaphosa het met sagte hande gedink hy gaan hulle troos deur hulle te behou, maar hulle sit elkeen nou 'n mes in sy rug en nou is die vraag waar lê die kragte. Ek kry die indruk dat hy is nog die sterkste. Hy het nog 'n beheer en as ek nou kan opsom net sê, hulle gaan Dinsdag waarskynlik net stem om die ding nie deur te sit nie, maar ons kan nou daaroor praat. Maar dis 'n baie korte eerste indrukke as ek kan sê uit die politieke oogpunt wat nie tans aan die gang is. Hy moet die meerderheid by die NEK kry, dan moet hulle die caucus opdrag gee en dan sê hy deur die eerste drif nie dat die einde van die geveg gesnee aan. Prof Devenage, ek wil net seker maak ons het vir jou nog steeds Ons sien hom nie meer. nie op hierdie oomblik nie. Dr. Mulder, ek wil opvolg met jy het verwys na Arthur Fraser. Hy is geen vreemdeling vir omstredenheid nie. Ek weet, is hierdie 'n goed georkestreerde poging om die president in 'n hoek te verf? Jy het verwys na die tydsberekening. Jy weet, is hy eintlik maar 'n uitgeslaapte spioen wat nou een van daai haie is? Wel, miskien het hy nie noodwendig bloed geruik nie. Hy het dalk die doodskoot toegedien. Maar baie van sy inligting is waarskynlik baie akkuraat. So hy's 'n bondgenoot van oud-president Zuma. Is hierdie 'n goed uitgewerkte plan en meneer Ramaphosa het vierkant hierin ingeloop? Gedeeltelik dink ek jy's reg daarso, maar dis politiek uiteindelik en meneer Ramaphosa moet aanvaar vandat hy oorgeneem het en toe hy oorlog teen korrupsie verklaar het hy 'n klomp vyande gemaak dwarsdeur en hy was dalk 'n bietjie naïef en ek weet daar's die argument wat sê sagte hande maak stinkende wonde. Jy weet, Ramaphosa aan die begin van sy termyn gesê, ek sal eerder 'n swak president wees as om die ANC te verdeel. Nou, dis goed bedoelende en baie idealisties, maar ek dink hy betaal nou 'n prys daarvoor. Wat doen hy? Hy stel mevrou Dlamini Zuma aan in 'n baie senior pos uiteindelik en hy hoop hy wen haar gesindheid. Hy behou mevrou Sisulu wat hom sleg sê van hoe hou hele jaar lank eintlik en Arthur Fraser wat groot korrupsie by staatsveiligheid is, skuif hy na korrektiewe dienste toekomstig. Ek weet nie of hy gedink het hy gaan hom stilhou daarmee saam nie. En hulle kom almal nou in drukke rug en 'n mes in sy rug en probeer hom vernietig. Want as die korrupsie goed aangaan, is hulle almal in die moeilikheid. Nou miskien moet ek een woord sê hoe sien ek tans binne in die ANC sien ek 4 groeperinge wat daar in die NEK waarskynlik sit. Die een is die pro-Zuma groep of kom ons sê dan die anti-Ramaphosa groep. Dis die Tony Yengenis, die Ysmagashule, Supramawile, Jacob Zuma, hulle het almal 'n belang daarbey. Hulle stuur lekker boodskappe wat sê goodbye einde van Zuma. Die tweede groep noem ek dan die presidentskandidaate. Hulle het sonder twyfel bymotiewe. Hulle wil president word, as hulle hom kan uitnikker, sonder twyfel gaan dit makliker wees. Dis mevrou Mzweli Mkhize, Sisulu, Dlamini Zuma soort van. Dan is daar wat ek 'n snaakse kategorie, ek wil sê die ambisieuses. En dan moet ek vir Paul Mashatile daarby sit. Hy was 'n onbekende, nie onbekend nie, maar stil Gautengse politikus wat toe waarneem in Ysmagashule se posisie en wat my betref sonder twyfel dit gebruik om buite Gauteng oralste steun te kry en skielik pop hy uit as 'n oorweldigende sterk kandidaat vir adjunkt presidentskap en hy sê verlede week ewe groothartig as dit nodig is kan hy ook instaan as bo. En my bronne sê die Vrydag se mislukte vergadering is deur hom gereël vreeslik vinnig om sommer vir Ramaphosa uit te knikker en dan is hy beskikbaar. En ek het my bekkie ook hier neergestip. Miskien is dit verkeerd, maar hy speel 'n aardige rol op die oomblik waar hy as 'n elder statesman terug is oralste. Hy sê wat gaan julle maak as hierdie man uit is en ek wonder of hy nie sê miskien kan ek net help as 'n fasiliteerder nie. En dan die vierde groep sê ek is die loyales. En jy het hulle ook nodig. Dis die Oscar Mabuyane, Oos-Kaapse premier, Noord-Kaapse premier, Winnie Mantashe, Derek Hanekom. Hulle veg tans vir hom. En ek dink dis wat aangaan, jy nou gevra agter die skerms, dis wat in die NEK aangaan en die vraag is, waar lê die syfers nou, wat is die sterkste van die klomp? Ek dink hy kan dit oorleef voorlopig in die NEK, maar dis almal wat 'n rol speel, maar elkeen het sy eie agendaatjie daarmee saam. Ek kan net vinnig byvoeg, Christel,
toe dit nou bekend geword het dat die verslag is in daai opsig verdoemend, het daar baie vinnig, het byvoorbeeld Mabuza se volgelinge 'n vergadering gehou, caucus vergadering gesê, maar hy is nou adjunkt president, dan word hy president, omdat hy sommer permanent president word, sodat onmiddellik 'n klomp faksies na vore kom, asof die haie het gesirkel, maar die haie, moet jy onthou, gaan net vir Ramaphosa en hulle gaan ook vir mekaar. En ek dink nog steeds op hierdie stadium, soos wat dit nou lyk, die NEK is nou nog nie verby nie, dink ek gaan Ramaphosa dit steeds maak. Ek dink die probleme gaan wees, hoe gaan die res van die top 6 lyk? Ja, nee, dat dan moeilikheid is so. Prof Dievenage, ek gaan vir jou hierso inbring. Dr. Elof het vroeër verwys dat president Ramaphosa aangedui dat die verslag op hersiening gaan neem. Wat is sy kanse op sukses in die hof? Dit is 'n oud regter wat hierdie bevindings uiteindelik gemaak of aanbevelings eerder gemaak het. So wat is sy kans in die hof? Is daar werklike vooruitsig op sukses of speel ons se tyd nou? Wel, ek wil die saak bietjie 'n tree teruggee en eintlik Dr. Elof se standpunt opneem oor die kwessie van is dit 'n konstitusionele regsaak of is dit 'n politieke saak? En dit lyk vir my hier of politieke oorwegings 'n baie sterke rol speel en saam met politiek lees ek hier magsbelange, ek lees status, jy lees geld, jy lees voordele, jy lees die belang van die ANC as 'n party, hier's 'n klomp goed in die spel. En dit lyk vir my of die regsprosesse redelik ondergeskik gestel word aan die magsprosesse. En wat ons op die oomblik sien, is die uitspeel van magsprosesse. En die hele kwessie van die grondwetlike hof is eintlik myns insiens 'n poging om tyd te koop om homself strategies anders te posisioneer. Want as ons hierdie pad nou moet vat, die eerste stap is die NEK. En ek voel ook so teens dat Ramaphosa het 'n kans om dit te maak. Hy was in die verlede relatief veilig binne die NEK. Dan gaan jy oor die tweede hekkie en dit is binne die parlement. En ek het nou na Poelemabe geluister 'n rukkie terug. Daar benodig so omtrent 30 of 40 stemme om die proses te swaai teen Ramaphosa. As ons gaan kyk na die groter geskiedenis van die ANC en hoe hy gehandel het in die tyd toe die mosies van wantroue gedien het teen Jacob Zuma, dan het die ANC hulle leier redelik gekonsolideerd gesteun. Ek is nie 100% seker of dit hierdie geval is nie, want hier is mense met gevestigde belange wat lê teenoor dit wat Ramaphosa voorstaan. En in die sentrum lê die bevindinge van die Zondo-kommissie en die implikasies hiervan vir 'n spektrum van politieke akteurs. En dan sou hy nou deur hierdie proses kom. Beweeg ons nou verder na die nasionale konferensie. En hier lyk dit vir my tog of die beeld van meneer Ramaphosa seer gekry het. Ek is van mening, en ek het die mening al 2 jaar, 3 jaar gelede gehad, dat hier 'n georkestreerde stryd teen Ramaphosa gehardloop het. En van wat ek optel, is daai geveg baie ver gevoer op die voetsoolvlak. Die probleem wel is dat in die afwesigheid van meneer Ramaphosa, wat is die alternatiewe? Ek dink nie Zweli Mkhize is 'n werklike alternatief. Ek verstaan Paul Mashatile en hy het aspirasies. Ek stem heeltemal met Pieter saam dat Mashatile het hier uit die verf uitgekom. Ek het hom vroeër opgetel, want hy was die kernman agter die verkiesing van Nono Moloi binne die ANC hier in Noordwes. En sy steun strek in Gauteng, in Mpumalanga en hy's ook sterk genomineer vanuit KwaZulu-Natal. Op die oomblik lees ek hom as waarskynlik die sterkste potensiële mededinge vir meneer Ramaphosa. Maar in die skyn van die bedanking van president Ramaphosa, het daar 'n paar name na vore gekom ook, die van Galema Motlanthe en die van Joan Setenzi. En dan het ander name, en Pieter het kategorieë vir hulle gehad,
het ons weer gehoor van Lindiwe Sisulu met haar aspirasies. Ons het gehoor van Nkosazana Dlamini Zuma. Waar Ismagashule op die oomblik is nie duidelik nie. Hy sal iewers wees, maar ek verstaan, hy het redelike probleme opgetel met Jacob Zuma en die Jacob Zuma kring, en hy is nie meer daar aan die binnekant gekonnekteer nie. Maar ek is op die oomblik nie oortuig dat meneer Ramaphosa 'n outomatiese keuse is nie. Hierdie gaan 'n moeilike geveg wees met 'n klomp hekkies, en die eerste hekkie waaroor hy sneuwel, skakel hom effektief uit. So ek dink dis hoë risiko wat my aanbetref 50-50. Hierdie saak kan enige kant toe gaan. As die gerugte waar is daar reeds groot geld in omloop binne die NEK en binne die caucus van die ANC om mense te oortuig ten opsigte van bepaalde sake. Ja, dis juist die groot geld wat ons president in die moeilikheid gekry. Dr. Elof, stem jy saam? Ek wil graag oor die regte aspek. Ek dink dit sou goed wees as ons amper met die regte aspek klaarmaak, en ek dink dit is amper interessanter om oor die politieke aspek te praat en die moontlikhede. Ek wil net oor die regte aspek dit sê. Ek het nou die verslag heeltemal deurgelees. En my indruk is dat dit wel op hersiening geneem kan word oor sekere foutiewe aannames in die eerste plek, en tweedens dat hulle sekere goed aanvaar vir die waarheid en dit nie toets nie. En hulle klaar derendheid in die verslag dat hulle nie genoeg inligting kry. So die eerste 'n hofproses daar is nie. Presies, maar die punt is wat hulle aanvaar byvoorbeeld Fraser se weergawe. Weeg hulle teen Ramaphosa se weergawe, en albei is ongetoets, maar hulle kies Fraser se. Hulle sê Fraser se is waarskynlik reg. Ek sien in die verslag daar en in die feite waarvan ek weet niks daarvan nie. So hulle het 'n keuse gemaak, amper 'n waardeoordeel gemaak. Om byvoorbeeld te sê hulle kan nie Fraser se is hoor sê, maar weet, en dan sê hulle uiteindelik maar dit moet Ramaphosa verlê, hy het dit nie verlê nie, so dit moet die waarheid wees. Ek dink daar is 'n ernstige denkfout in die eerste plek daar. Die tweede ene is die ATM se uitdaging dat die president het ander werk aanvaar. Nou ek dink daar's tegniese goed wat is werk of nie, maar die verslag se verduideliking van wat is sogenaamde paid work is hoogs bedenklik. Hulle sê byvoorbeeld dat hy is 'n beslote koöperasie, hy maak dus wins en daarom kry hy dividende. 'n Beslote koöperasie het nie dividende. Maar hulle aanvaar hy kry voordeel. Hy sê die ding werk op 'n verlies, ek sit van my persoonlike gelde aan om dit laat werk. Daar's een hele been van die ding wat ek dink enige regter wat iets weet van die ekonomie en finansies sal hom dadelik uit die weg. So die punt is al wat hy moet doen, hy moet sê hier is, soos iemand geskryf het, die verslag sê hy mag moontlik die grondwet oortree. Die verslag kon net sowel gesê hy mag dalk nie die grondwet oortree. So ek dink die verslag die hersiening gaan genoeg doen om hom uit die staat van beskuldiging uit te kry. Dis die eerste ding. Maar natuurlik polities is dit eintlik irrelevant, want die hersieningsproses gaan baie lank vat. So ek dink mense kan in sekere sin daarmee klaarmaak en sê dit gaan sy pad loop. Ek het een ander punt wat ek by Pieter wil aansluit. Die verslag en die publiek het in die begin Fraser se woord aanvaar as dit die evangelie is. Ja. Dit is of hy Johannes die Doper is. En hy sien daai soort van ou nie. En die punt wat my bietjie bekommer is, hy is nie daai soort van ou nie. Hoe weet hy al die goed? Hy is nie meer binne, so hy moet sy inligting by staatsveiligheid kry, so daar's molle en hulle toegang tot sekere inligting. Ek dink dis nie ver gesog nie om te dink dat Ekskuus, ek val jou in die rede. Maak dit saak waar hy sy inligting kry. As hierdie die waarheid is, maak dit saak waar dit uitgewerk. Maar dan moet dit eers bewys word dat dit die waarheid is. En dit is nie bewys nie. Trouwens, die tweede brief wat hy geskryf het, maak net aannemings. Hy wys nie eers, jy weet, daar's geen getuiens nie. Dis die probleem. Hy maak net soveel aannames. Ek dink byvoorbeeld dat die president het nie 'n goeie verduideliking waar daai geld vandaan kom en wie's daai besigheidsman nie. Maar in die lees van die verslag het ek gedink dis ook skets 'n vinnige scenario. 'n Groep stuur hierdie kerel Xavier, né, op Kersdag onaangekondig terwyl die bestuurder van die plaas is nie daar nie. Ja. Die ou wat na die huis kyk is daar.
Die ou kom en sê, hoor jy, ek wil buffels koop, hier los ek vir julle R580,000 en dan gaan hy. Hulle kan hom nie opspoor nie. Ewe skielik word die geld gesteel. Wie het dit geweet? Wie het geweet, dis geplant. Xavier is Schofield. As ons praat van wat Fraser in staat is om te doen, dan moet ons ook die moontlikheid aanvaar, dat dit 'n moontlikheid is, dat die hele ding van die begin af 'n set was, om vir Ramaphosa te vang, en hy het natuurlik uit daarin geloop. So ek wil net sê, ek sê nie Fraser lieg nie, ek sê nie Fraser praat die waarheid nie, maar ek dink hersiening gaan 'n klomp van daai goed op die tafel bring, en dat die staat van beskuldiging nie gaan werk nie, en ek dink in elk geval, soos André sê, die ANC gaan waarskynlik in die parlement met 51% daarteen stem. Ek wil nou weer terugkom daarby. Ek wil net julle het verwys na meneer Ramaphosa se sakebelange. Nou, hy het heelwat daarvan. Hy's nie 'n arme man nie. Hoe werk die Dr. Mulder, miskien kan jy vir ons sê, hoe werk die belange wanneer jy nou 'n amp opneem soos die president? Moet jy alles laat vaar? Jy weet, mag jy nie, as jy sien jou beeste boer agteruit, mag jy gaan kyk of dit, want dit is een van die kwessies wat in die verslag geopper is. Mag hy daarom nou so af en toe tussen sy beeste gaan deurloop en sê, nee, maar luister kerels, jy weet, hulle is my bietjie maar, of moet jy alles net laat staan wanneer jy president word? Ek dink daai deel is die swak deel van die hele aanklagtes teen hom uiteindelik. Die ander goed is meer ingewikkeld as daardie. Ek weet nie of hy so dom sou gewees het om dit verkeerd te hanteer nie. Met ander woorde, as jy 'n minister of adjunkminister word, dan onmiddellik verklaar jy al jou belange. Jy moet amptelik dit verklaar. Jy sit op 'n lysie, elkes watter maatskappye behoort jy, wat direkteurskappe en die soort van goed is. Jy hoef nie noodwendig van alles al weg te staan nie, maar jy moet dit verklaar. En as dat dan 'n saak op die tafel kom wat enigstens verband hou met waar jy belang het, dan moet jy net jouself ontneem en wegtrek daarvan af en wegstaan. Nou in die president se geval weet ek, hulle praat van blinde trust, en teens is slimmer as ek met daai soort van goed, maar is 'n blinde trust wat gestig is, en hy sê hy het blinde trust gestig wat al hierdie soort van sake hanteer. So ek is nie seker of dit so 'n groot verskriklike ding is nie. Ek vermoed daarmee saam die stoute koerante sê jong, hy het nou eintlik net bietjie 'n nagjob gedoen as president en eintlik voltyds geboer. Ek dink dis 'n bietjie wild, dis nie regtig waar nie. En of dit die hoofklagte is, ek sal daarvan af wegstuur. Ek is nie 'n regsman nie, maar ek sal tog op die verslag ook 'n klomp vraagtekens sê, en ek hoor wat teen sê, dis nie onmoontlik nie. Ek wil net my eie ervaring praat nie, maar ek het bereken, my bankrekenings dopgehou terwyl ek 'n leier van 'n party was, want daar verskyn skielike bedrag in jou rekening, en jy weet nie waar kom dit vandaan nie, en môre is daar 'n storie in die koerant. En dis ongelukkig deel van daai gemeene spel. So ek het geen bewys dat dit so is nie. As ek wel na die regter gaan luister, dan sê hy kon nie getuies roep nie, hy kon nie dokumente aanvra nie. Hy het op daai besluite dit geneem. Dan moet ek ook sê, die president het ook maar 'n dun storie vertel aan die ander kant, so ons weet nog nie wat die waarheid is nie. En wat die president nou doen is, ek dink hy speel vir tyd. Hy vra nou hierdie ding, hy gaan die tyd hopelik oorbrug na die verkiesing toe. Wat gaan gebeur Dinsdag? Ons het nog nie daarby gekom nie. Ek glo hy gaan Dinsdag gaan hulle stem. Dit gaan interessant wees wat gebeur. Ek vermoed die NEK gaan besluit, ons gaan eers die ondersoek doen. En hulle argumente is nou baie mooi suiwerkamstig, ons moet oop wees. Daarom kan daar nie 'n geheime stemming plaasvind Dinsdag nie. Speaker het klaar so besluit uiteindelik het sy gesê. Nou goed, as daar nie geheime stemming is nie, het daai klomp mense 'n moeilikheid. Iemand soos Supra het lag gesê hy sal teenstem. Dirks, ek weet nie of Dirks nog gehaas nie, hy was ook in die moeilikheid al gewees. Maar Sisulu is in die moeilikheid, Lamine Zuma is in die moeilikheid. By vorige geleentheid hulle skielik net afwesig gewees. Kom ons sê die opdrag kom nou vandag van hier af, julle stem vir, en dan sê hulle ons kan nie nou die ondersoek doen nie, die appelliggaam aanstel nie, want ons moet eers kyk dat die regsding klaarkom. Ek dink dis die strategie. Dan is daar tyd gewen. Dan kom die kongres aan en dan gaan hy daar beskikbaar wees en ek dink hy gaan wen. Ek hoor ander sê is 50-50. Dis moeilik om te sê want hy het sy beeld het skade gekry, geen twyfel aan nie. Maar onthou net die manne wat daar sit, 4600 van hulle het elkeen ook sy eie ambisie en sy eie goedjies. Hy wil weer 'n raadslid word. Hy wil weer gekies word as 'n wetgewerlid en hy sê vir homself, watter gesig hier op die paal in die ANC plakkaat. Ek gaan my kans vir die beste maak. Net Mkhize sin, Paul Bashatile sin, of is dit dalk nog maar Ramaphosa sin. Hy het 600 000 stemme laas meer gekry as wat die ANC gekry het in 2019 verkiesing. So op daai grond dink ek hy kan dalk daai ene oorleef, maar dan beteken dit nou kan die regsondersoek kom en hom skuldig bevind. Ons het nog 2 ander ondersoeke, openbare beskerming ondersoek kom nog, die valke ondersoek kom nog. So dis maar fase 1 van die hele verhaal uiteindelik. Maar ek dink as hy eers daai hekkie oor is en weer verkies is, gesien hy kans om dit anders te hanteer. Prof Dievenage, ek wil wegstap van die regsproses, maar ek wil graag eens met eers klaarmaak. Maak dit polities nog saak? Jy weet, selfs al wen Ramaphosa die regsproses wat hy volg, jy weet, is hy nie polities tot so 'n mate gekwes dat hy
Het hy te seer gekry dat dit nie meer saak maak of hy nou wen of verloor nie? Ek stem saam met beide Pieter en Teuns en ek reken die regsproses is nie hier die bepalende proses nie. Die bepalende prosesse is politieke prosesse. En die primêre proses binne die politieke proses is wat gebeur binne die ANC. En ek het geen twyfel dat meneer Ramaphosa seer gekry het in hierdie proses. As iemand so ver gaan om letterlik na berig sy bedanking te skryf, dan is dit 'n aanduiding van 'n tipe van 'n skulderkenning, 'n tipe van ek oorweeg om te onttrek wat ook al my redes is, ek sien nie meer kans vir die werk nie. En ek dink dit gaan ongetwyfeld teen meneer Ramaphosa tel. En al sou meneer Ramaphosa ook as leier verkies word uit hierdie konferensie. En ons moet vir mekaar sê hier is 'n ander scenario dat hierdie konferensie heeltemal uitmekaar uitkom. Op die oomblik is die kragte so opgestel dat die ANC baie ongebalanseerd is en dat daar eintlik 'n gebrek aan middelgrond is. Maar wie ook al verkies gaan word, gaan sit met 'n geweldig disfunksionele en onseker organisasie. Ons moet net onthou dat Maar dis nie nuut nie. ja, maar die meningspeilings sê vir ons dat die ANC eintlik nie die 2024 verkiesing gaan wen. Ja. En nou moet hulle konsolideer. Hulle kan nie verdeeldheid bekostig nie. En ek dink dit maak meneer Ramaphosa se posisie moeiliker maar nou staan die teenargument daaroor dat wie in die ANC is die beste geskik om die organisasie te lei na 2024. En dit is die argumente wat gedra word deur veral die pro-Ramaphosa groep, dat daai leierskap is die leierskap om die ANC te laat wen. En dis die geveg tans in die ANC en is daai geveg wat ek sê 50-50 is, maar ek is ook seker al sou Ramaphosa wen en president bly, is hierdie geveg nog nie verby nie, want die Zondo-kommissie staan baie sentraal en die implementering van hierdie bevindinge, dit raak die politieke elites en onthou net staatsveiligheid lê sentraal binne die bevindinge van die Zondo-kommissie. So die A-vervrysers wat met tye met privaat instellings binne staatsveiligheid, amper privaat weermagte en intelligensie instellings vir Zuma gefunksioneer het, gaan aktief bly. So hierdie geveg gaan bly kontinueer. Dit gaan 'n moeilike pad bly vir meneer Ramaphosa. Dus stel as ek kan ons aangaan na die partye? ja, as ek kan byvoeg, ek dink kom ons dink aan twee scenario's. Die een is die paneel het gesê niks is fout nie. Dan het meneer Ramaphosa 'n kans gehad om in die top 6 5-1 te wees. Dit lyk vir my Nomvulo Mokonyane het soveel steun oor die hele land, waar sy dit vandaan kry weet nigter, maar ek dink sy sou ingekom het as die adjunkt sekretaris-generaal. So dit sou 5-1 gewees het. Met die paneel dink ek veral as hulle vir die ouens sê in die parlement julle moet teen die verslag stem, in ruil daarvoor sal ons 2 van die RET-faksie in die top 6 verkies of selfs 3-3. Dit beteken, ek stem saam met Andrei, dit gaan Ramaphosa verswak in sy korrupsie geveg verswak. En hy natuurlik, hy gaan 'n koalisie vennote kleiner partye nodig hê. Dink almal dink hulle gaan onder 50% kry, maar nie onder 45 nie. So hulle kan met 'n paar klein partytjies kan regkom. Die slotsom van alles is dat alhoewel ons nou hier praat wat is goed vir die land en is Ramaphosa die beste van die slegstes, is dit eintlik goeie nuus vir die noord na die oppositie of vir ons gewone mense, want dit verhaas eintlik net die agteruitgang van die ANC na 2029 toe en dit gaan net nie vir Ramaphosa maklik maak met die RET-faksie wat hom nou amper sê, maar ons het jou gehelp om nie in 'n staat van beskuldiging te kom nie. Ons wil nou 'n paar plekke hê en ons wil 'n paar kabinetsposte ook hê. So ek dink dit het dit uit skade gekry daar. Maar selfs al sou dit gekry het, sou dit moeilik gegaan het en daarom
dink ek vir die land, en ek verstaan die oppositiepartye wat hulle eie gevegte moet voer, is dit eintlik 'n spyker, nog 'n spyker in die doodskis van die ANC teen 2029. Ek wil graag na Dinsdag se prosesse kyk, maar ek weer verwys na meneer Ramaphosa. Suid-Afrika is nie op 'n goeie plek nie. Daar is steeds rekordhoë werkloosheidsvlakke. Ons het verlede jaar geweldige en dodelike onrus gesien. Ons het nimmer eindigende beerdkrag. Ons het miljoene rande geleen, miljarde rande geleen. Is president Ramaphosa 'n goeie president? Jy weet, moet ons nie van hom ontslaa raak en ons kanse met die volgende kandidaat waag nie. Jy weet, moet alles by hom rus, Dr. Mulder? Pieter is die politikus, hy moet eers daai en antwoord. Ek sal dan na 'n kommentaar lewer. Eers 'n bietjie dink diplomaties wees. Ja, weet jy mooi gesê van as poestertjie of wie ook al die lelike susters. Ons moet nou kies tussen die verskillende lelike susters. Die dilemma is, en kom ek sê nou hoe argumenteer die hoopvolles. Hulle sê Ramaphosa kon nie die regte goed doen nie, omdat hy heeltyd oor sy skouer moes gekyk het tot nou toe. En dit is in 'n groot mate waar veral die wegtrekslag was daai nasionale uitvoerende komitee so verdeel dat party daar het hulle vir my gesê het die agenda moes verander want hulle is nie seker of hulle ding kan deurkry nie. Hy het geleidelik beheer gekry daarvan en weer ek sê die hoopvolles, ek is bietjie skepties, maar die hoopvolles sê hy sou nou maklik verkies word. Hy het oor die 2000 nominasies gekry. McKenzie is so ver verlore, dis die normale scenario en dan hoef hy nie weer oor sy skouer te kyk nie want daar's nie weer 'n verkiesing nie en dan gaan hy die nodige hervormings doen. En dis nou hopelik gaan hy Eskom, hy mag nie die woord privatisering gebruik nie, maar hy gaan hom regmaak. En hy gaan Transnet kry en hy gaan dit doen en dis die hoop van daai kant af. Teens is wel reg as ek teens reg verstaan het. Ek dink hy het homself nou so verswak gevolg van hierdie ding dat hy dit nie meer so maklik gaan doen nie. Hy gaan nog steeds 'n swak president wees al sou hy verkies word. Maar die dilemma is vat iemand soos Gwede Mantashe. Ek dink hy is die probleem by Eskom, hulle moet hom ontslaa raak. Maar hy is een van die groot bekleiers wat nou beklei om Ramaphosa daar te kry. So nou kan jy moeilik uit die kabinet uitlaat, jy skuld 'n klomp mense iets as jy sou oorleef. En daarom is die bekommernis dat dit dan nie gaan sterker wees nie. Want die dilemma altyd in die politiek, en nou praat ek uit die politieke oogpunt, wat is die belang van die party, ook die oppositieparty, en wat is die belang van die land? En jy dikwels is daar 'n botsing tussen die twee, soos ook hierdie geval. Is dit die beste om nou te sê raak ontslaaf van hom? Dink die oppositieparty aan die rand en die ekonomie en die soort van goed, of dink hulle net in die volgende verkiesing? Of wat moet jy doen? Presies iemand nou sê regering van nasionale eenheid is nou. Dr. Mulder, ek val jou in die rede. Wat is die antwoord? Dink politici net aan hulle self, moet ons nou maar vrede maak om uit te vind watter korrupte ons volgende gaan regeer. Plaas jy dalk in 'n moeilike posisie, maar hopelik dink hulle nie net aan hulle self nie, maar daar is sulkes, natuurlik is daar sulkes. Maar daar's nogal goeie politici ook dat ek vir hulle opkom. Daar's iets van alles. Soos die normale lewe daar in Marula se direksies ook goeies en slegtes is daar goeies, maar wat wel waar is die dilemma wat ek probeer stel is dat baie keer is die party se belang, sê maar net jy wil stemme werf vir die DA vir die Vryheidsfront, dan moet jy seker goed doen, maar jy weet dis nie goed vir die land nie. En is daai dilemma wat jy het. So daar's byvoorbeeld nou die gedagte, wat van 'n nasionale regering van nasionale eenheid het een van die kerkmense gesê. Ek dink nie daar's 'n kans nie. Suiwer net om die oppositie nou bloed ruik, die verkiesing is naby 18 maande om nou die ANC te help deur hierdie krisis is nie in die belang van die politieke partye nie, dit mag 'n belang van Suid-Afrika wees. En dis die soort van dilemma wat ek sien en wat ek probeer oordra. En daar is politici wat alles opoffer, ek kan jou beloof daarvan hulle is daar, ja. Gestel, miskien kan ek sê jy weet, ons al drie dink ek gee onsself uit as of ontleeders of kommentators. Ons is nie wensdenkers nie. As ons wensdenkers was, sou ons gesê het, man, raak van Ramaphosa ontslaan en kry baie beter ou en kry sommer ander beter party ook. Dis nie moontlik nie. Die ANC het nog die meerderheidssteun in die land, ten minste bewys tot 2024 en daarom moet jy besluit as die leier van die ANC is die leier van die land vir die volgende 5 jaar. En teen daai agtergrond, en Pieter weet, John Foster het op 'n stadium gesê, kan nie onthou wat was die konteks nie, the alternative is too ghastly to contemplate, my dear. En ek dink dis waar ons sit. Die alternative is too ghastly to contemplate, en ons dink nie die alternative is moontlik nie. Ons dink, as jy moet kies tussen Mabuza, Mkhize, of selfs Mashatile en Ramaphosa, dan sê ons right, ons dink dit, ons sê nie eers ons wil dit doen nie, of ons wil dit en ons sê net, ons dink dis die mees waarskynlike wat gaan gebeur. Kan ek een woordjie byvoeg net? Ek het na Mashatile geluister in verlede week toe hy die grootmoedige ding gesê het van hy's bereid om op te neem. Toe vra hom direk daarna oor koalisies. En toe sê hy blaatant, daar's nie 'n manier hoe 'n koalisie met die en die moontlik is nie. Die EFF is die naaste aan hom. Nou uit my oogpunt is dit die slegste soort van scenario wat my baie sneakagtig maak oor hom.
En as jy gaan kyk het wat gebeur het nou in Gauteng toe Lesofie oorneem, was dit juist 'n samewerking tussen die EFF en dan nou die ANC om ontslae te raak. Gelukkig het Kok en Kok se maat stry gekry, maar as hy sou oorneem, is dit 'n besliste scenario moontlikheid en ek kan dink dan regeer die ANC ons eintlik as hulle die 3-4-5% moet oorbrug. So dis die soort van goed wat mense op die skaal moet gaan sit met die ander kandidaate net om by teens aan te sluit, ja. Kom ons kyk na die EFF, Prof. Dievenage. Die EFF sê Suid-Afrika gaan teen Kersfees 'n nuwe president hê en hulle het ook nog gevra vir 'n mosie van wantroue in die president. Wat is hulle kans op sukses? Ek dink nie die EFF het enige kans op sukses buiten dat hulle met die ANC 'n bepaalde ooreenkoms sluit. En hulle hoop om die ANC in 'n posisie te kry waar die ANC kan toegee aan hulle betrokke eise. En die twee punte wat die punte wat Teens en Pieter maak is baie geldige punte. As ons kyk na die land se omstandighede en dis nie ons tema, dan sit ons met van die grootste politieke, ekonomiese en maatskaplike uitdagings in waarskynlik die geskiedenis van hierdie staat. Ek is bereid om te sê die krisisse is groter as die van die laat 80er, vroeë 90er jare en eis omvattende hervorming en verandering. Nou is die vraag, wie is die beste om hierdie proses te bestuur en te hanteer? En ek is bereid om te sê, die slegste saak scenario is 'n RET tipe leier gekombineer met die EFF om hierdie saak te probeer hanteer met agendas wat nasionalisering van produksiefaktore en daardie goed is. Nou as jy daai lyn neem, en dis waarop die EFF sy hoop plaas, op die uitspeel van so 'n scenario. En hulle het dit aktief bevorder nou in Gauteng, hulle het probeer in Ekurhuleni, maar dit het nie gewerk nie, Johannesburg, Tshwane, dit is hulle strategie. En ek verstaan dit uitdruklik uit monde van die EFF, dat hulle wil spesifiek beheer hê van een metropool, en daai metropool is Ekurhuleni. En dis hoekom daar stry gekom het en gevegte gekom het. Maar as jy nou daai hele prentjie vat, dan word Ramaphosa met al sy beperkings, en hy het talle beperkings, skielik 'n baie beter opsie. Soos Pieter sê, 'n keuse tussen die lelike susters en hierdie lelike een het skielik gegeewe die omstandighede 'n bietjie mooier geword. Daarom reken ek, ons beste saak scenario is om met die Ramaphosa-lyn te gaan, en as Ramaphosa nie werk, dan dink ek Kgalema Motlanthe is waarskynlik dan ons tweede beste roep. Maar as ons beweeg in die rigting van die Zweli Mkhize, en ek lees Paul Mashatile ook. Ek het ook daai televisie-onderhoud gesien, waar Mashatile openlik belyn met die EFF. Ek moet sê, dis die dood in die pot. Dit sal ons ekonomies, polities en maatskaplik sink, en ek dink dit sal die periode van 94 na waar ons nou staan, laat eindig as 'n mislukte eksperiment in konstitusionele demokrasie. Daarom verhoed en vermy dit ten alle koste. En ek hoop die DA en ander oppositiepartye, Vryheidsfront Plus, het die insig om hierdie perspektief te verstaan, dat jy baie versigtig moet kapitaliseer op hierdie situasie. 'n Mislukte ANC mag vir ons staatkundig groter risiko's inhou as 'n ANC wat 50% plus 1% kry in 'n verkiesing. En ek is alles behalwe 'n ANC ondersteuner, maar daai scenario mag in stabiliteitsterme en in ontwikkelingsterme beter wees. En dit maak Ramaphosa se kandidatuur die beter een onder wat beskikbaar is. Ja, dit is baie slegte nuus om te hoor dat dit nog slegter kan gaan. Kom ons hou by oppositiepartye. Ons het jou nou sprakeloos nie, Kirstel. Ek is bietjie sprakeloos en baie bekommerd. Die DA het gevra vir 'n mosie om die parlement te ontbind, kan dit deeg, en dan het die ATM gevra vir 'n geheime stemming. Jy weet, ons weet die parlement is nooit oorgretig om dit te doen nie, en die spreker het ook die versoek van die hand gewys, maar
Kan enige van hierdie goed werk? Hoe sien ons môre? Kan ek probeer antwoord? Asseblief, gee bes. Stel, nee, die mense in my ervaring wat die swaarste kry in die parlement is gewoonlik die regsmense, die advokate en die prokureurs. Hoekom? Hulle is gewoonlik kom in 'n hof, hulle argumenteer hulle saak is reg en die regter sê jy wen. Hulle argumenteer hulle saak in die parlement, is dodelik akkuraat, dan steek hulle hande op en dan verloor hulle, want dit getel op getalle. En dis 'n frustrasie, maar dis die werklikheid van die demokrasie. Die ANC het 57% steun. Daar kan een of twee weglopers wees, maar ek sien nie noodwendig dat die steun gaan verloor nie. So 'n mosie van wantroue gaan nie slaag nie. 'n Vroeë verkiesing kan ek ook nie sien nie, en niemand is gereed daarvoor nie, uiteindelik nie. So die getalle gaan gebruik word, jy gaan ietsie van die Nkandla gevoel kry, waar hulle president beskerm het en hom net deurgeforseer het, wat ook al ongeag, tot tyd en wyl. En dis ongelukkig die werklikheid soos ek hom sien. Ek het nou die dag 'n klomp boere moes gaan toespreek en die opdrag was gewees, asseblief, sorg net dat hulle nie hier uitstap en hulle polse sny nie, gee vir hulle goeie nuus. En ek het bloed gesweet om aan die ander kant uit te kom. Ek is nou besig om bloed te sweet, Dr. Mulder, gee vir ons goeie nuus. Ek kan jou goeie nuus gee, maar ek kan nie jok nie, die moeilikheid daar is goeie nuus, maar dis maar min en dis eil. Maar ek is van die manne in die straat het dit nodig en hierdie goed maak dit nie makliker uiteindelik nie. Die interessante is jy gaan kyk na vat maar die Afrikaanse gemeenskap wat nou hierna kyk. Daar's 'n 67-68% in die meningspeilings gewys wat Ramaphosa wil behou. Die politieke party moet ook daarvan kennis neem wat is 'n meningspeiling van dis ek reg is Mnet en ek reg is een op 'n monitor ook gewees wat oorweldigend sê dis die man in die straat, sy instinkte sê van woe, ek weet wat ek het, ek weet nie wat ek kry nie. En dis die dilemma waar binne ons nou sit. En dan moet ek ook sê onthou nou wat wel waar is om 'n president te ontsetel is nie so maklik nie, behalwe as jy kom ons gaan in die grondwetproses artikel 89. Dis 'n lang proses. Hy moet eers deur die paneel gaan, dan moet dit met 'n 2/3 meerderheid in die parlement moet hom goedkeur om hom af te dank. En dis nie so maklik om by daai punt uit te kom met erg van nie. Die ANC het nie 2/3 meerderheid nie en as hy nie daarvoor is nie, die ander oppositiepartye kan nie daarna by kom nie. So dis nog al hierdie soort van gevegte. Dis jammer dat Ramaphosa gaan skade ly. Dit was dalk 'n mooi een om uit te tree, dis met integriteit en hy loop weg daarmee saam, maar hy sou 'n gaping gelos het, 'n vakuum gelos het. Hy sou die ANC 'n harde hou gegee het. Die goeie scenario is dat die oppositiepartye genoeg stemme kry om 'n koalisie te vorm in 1950. Hoe daai skramskakel vir die skeieregter gevra en met my woorde nou mooi kies, wie se bal is hierdie toe sê dis ons bal, jy kan maar ingooi, so ek nie my duidelik wys nie. Ja. Maar ek verkies dat die oppositie se koalisie in 2024 kan wen. Maar dis glad nie seker nie, wat Andrei sê is waarskynlik meer inteens, dit kan wees 'n 45% ANC, 'n koalisie ANC en dan het ons nog 5 jaar ANC regering, ons moet daai werklikheid ook werk en dan moet kom Ramaphosa aan die prentjie nog 5 jaar vir hom of iets anders en ek dink dis wat die skaal is op die oomblik. En ek kan sien jy wil aansluit. Ek wil net sê Dr. Mulder praat van 5 jaar en 5 jaar en het voel vir my alles vat lank. Paula het ons vir die Reservebank, die openbare beskermer, die valke, die inkomstediens en niks is klaar nie. Alles vat so lank. Alles vat lank, maar dis as mens jonk is dan voel mens als moet vinniger wees. Ons is al ouer, ons weet al hoe lank vat goed gestel. Kan ek miskien net nog ook dit sê, ek dink nie daar's 'n kans in die lewe dat 'n mosie met die parlement ontbind vroeë verkiesing gaan slaag nie. En die interessante is hoe meer die oppositiepartye vir Ramaphosa gaan aanval, hoe meer gaan hulle selfs die onwilliges in die ANC bymekaar skar om hom te verdedig. Dit was die Zuma Nkandla dinamiek, jy weet. So ek dink ek wil net byvoeg by Pieter, voordat die parlement kan stem met 2/3 is daar nog eers 'n komitee wat werk moet doen. Die sogenaamde impeachment komitee, ek weet nie wel wat is die staat van beskuldiging komitee, en hulle kan soos enige komitee getuies roep. Hulle kan sittings hou. Hulle gaan 'n lang pad volg. Soos ek wil net bevestig wat Pieter sê, dit gaan 'n baie lang proses wees en dit kan tot diep in daai termyn gaan. Dit kan selfs tot ander kant 2024 gaan, wat natuurlik nie regtig kan gebeur nie. Ek wil net amper nie 'n laaste ding nie, maar Andrei het gepraat vroeër dat toe Ramaphosa sê hy gaan bedank, dat dit amper 'n skulderkenning is. So ek lees dit nie so nie. Ek lees dit ek en Piet Kroukamp stem nie oor baie goed saam nie, ons stem oor hierdie ding saam. Piet het op 'n stadium gesê, wat besiel die president om nog hierdie twak in sy lewe te vat? Hy het dit nie nodig nie. Hy's waarskynlik lankal al gatvol. Hy kan gaan hier voltyds boer, jy weet. En ek dink Ramaphosa was by daai punt. Hy sê ek het nie hierdie dinge in my lewe nodig nie. Ek voel ek het reg gedoen.
Ek het die storie gegee en ek gaan bedank. En hy moes oortuig word daarvan. So ek dink is minder van 'n skulderkenning as van 'n gatvol faktor gewees. En jy weet ek dink dis waarvan ek gepraat het, die botsing van pligte. Dat hy 'n plig het as 'n persoon om die eerbare ding te doen wat Mkhize gedoen het en 'n klomp ander ouens gedoen het, maar dat hy ook 'n plig het om ter wille van die land 'n sekere pad te loop. Prof Dievenage, die ANC het nou die verkiesing gewen, dit is so, maar verbeter of versleg hierdie hele Pala saak nou ons vooruitsigte vir 'n post-ANC regering. Almal wil nie deur die ANC regeer word nie. Hoe lyk 2024 en daarna? Diegene wat nie vir die ANC wil stem nie. Wel, ek dink teens het dit vroeër genoem, as mens wensdenkery wil hê, hoe jy die ANC weggewens het en 'n paar ander realiteite weggewens het en beleidsrigtings en so meer. Maar ons werk met 'n bepaalde realiteit. En dis interessant, ek ontleed nou al verkiesings van ten minste 94. En dit is interessant, jou swart mense kry moeilik 'n tuiste buite die ANC. Die hoofadres word eintlik politieke apatie en dan in die laaste paar verkiesings het die EFF vroeër Koup 'n bietjie steun getrek. Maar die hoofhuis is eintlik maar die ANC. En ek is bereid om te sê, selfs vandag is dit nog steeds die geval, dat die meerderheid swart mense identifiseer met die ANC. En hulle praat van 30 jaar in die lewe van 'n bevrydingsbeweging, dan kom die draaipunt. Ek dink ons begin nou daai draaipunt te bereik. Maar die realiteit is, ek sien nie 'n enkele party wat die ANC in terme van direkte meerderhede kan kompeteer. Die ANC gaan na alle waarskynlikheid iewester tussen 40 en 50% van die steun kry in die komende verkiesing. En dan gaan hulle met koalisies, miskien sal Ramaphosa en die gematigdes probeer wegstaan van die EFF en met van hierdie kleiner partye, DA Vryheidsfront Plus uitgesluit, probeer om 'n brug te slaan en voort te gaan. Ek dink na 2029, dan kan ons 'n werklike draaipunt sien. Maar nou is hier 'n paar ander dinamikas. Ons hele dinamiek is nie net 'n ANC politieke dinamika. Hier is geweldige ekonomiese en finansiële uitdagings in die land. Ons het nou gesien, en dis vir my 'n geweldig belangrike merker, hoe het die gemeenskap en die samelewing gereageer op Janusz Wallus? Ten spyte van iemand wat 'n hofsaak uitdien, eintlik al in 2005 vir parol en aanmerking moes kom, en ek praat nie sy optrede en sy dade goed, het dit onmiddellik diep verdelingslyne getrek in die land. En ek het groot kommer dat die sosiale kohesie in die land besig is om te verbrokkel. En dis hoekom ek gereeld, wanneer ek in hierdie omgewings kom, wat ek met die mense praat, vir hulle sê hoe belangrik dit is om brûe te bou. Dat ons weer 'n tipe van 'n CODESA proses, al is dit in ander omgewings, kleiner omgewings, bevorder, want dit kan ons toekoms verseker. Maar die ANC is op die pad uit. 24 sal sy laaste verkiesing wees wat hy gaan wen. Ek hoop dat die groter grondwetlike bedeling en strukture kan ons dra tot by 29. En ek wil nie nou op die syfers ingaan nie, maar hier is sterk sosiale, maatskaplike, ekonomiese en politieke faktore wat daarop dui dat die krisispad groter word. Eintlik, en ek sluit daarmee af, funksioneer hier op die oomblik 3 kompeterende stelsels met mekaar. Soms in samewerking, soms in direkte konflik. Die een is die staat, soos ons hom ken met sy strukture. Die tweede een is 'n stelsel van georganiseerde misdaad, wat letterlik die reg in eie hande neem. En baie keer saamwerk met die politici en inskakel in heel dikwels van die ANC strukture, wat hom 'n maffia-agtige struktuur maak. En die derde komponent
is eintlik wat mens noem die parallelle staat of die hybride staat, waar jy kry dat private instellings begin, soos David Easton politiek definieer, waardes in eie reg toewys. En hierdie 3 stelsels is in kompetisie. En wat ek optel is dat die parallelle staat sterker. Die ANC word swakker. En ek is bevrees ongelukkig die georganiseerde misdaad syndikaat omgewing is ook besig om sterker te word. Daarom is die eerste prioriteit van 'n leier nou om orde, stabiliteit en sekuriteit te kry. En meneer Ramaphosa of wie ook al sal hom of haar moet wenk tot 'n baie radikale agenda van hervorming waarin staatsskepping en die herstel van staatkundige strukture met inbegrip van die demokrasie prioriteit is. Dawie Rood sê altyd, ons probleem is nie ekonomies van aard nie, dis polities van aard, en ek stem 100% met hom saam. Ek dink die meeste mense sal saamstem. Dr. Mulder, vinnig ter afsluiting, ons het Ek sien 2 die tyd daar. minute oor. Ja, Ja. goed, ek gaan probeer kort wees net. Nee, ek stem grootliks saam met André in terme van die verkiesing realiteite. Met ander woorde, ek wil nie mense moedeloos maak nie. Die dilemma is van die verkiesing is, die groot dilemma is die wegbly stem. Hy het daar reg gesê. En ek vermoed die ANC gaan 'n reuse poging loods om mense bang te maak om weer te stem. Met ander woorde, jy gaan jou toelaag verloor as jy die ander kant laat wen. Jy apartheid gaan terugkom. Dit gaan 'n soort van veldtog wees. Of wat gaan werk, weet ek nie, maar hulle moet hulle eie mense die gate jaag om dan te kan goed vaar, en dit kan wees dat hulle daarmee oorbrug. En die dilemma is partye soos Action SA en die wat eintlik die alternatief moet begin bou, slaag nie om baie ver buite Johannesburg sukses op te bou nie. En dis hoekom ons probeer realisties wees om te sê, kom ons maak ons maar reg dat 2029 eers die datum is en ons moet nog versigtig gaan. En dan moet ek Ramaphosa bysit. En ek wil net die goeie nuus 3 woorde sê, hy het tog korrupsie geveg. Hy het 10 zowel ministers afgedank. Hy het SARS reggemaak deur Tom Moyane weg te jaag. Hy het die nasionale vervolgingsgesag probeer suiwer, hy het Arthur Fraser uitgeskuif, hy het die Zondo-kommissie toegelaat om aan te gaan terwyl hy die DA se hulle beeldskade lê, en ek moet dit ongelukkig vir hom toegee ook as ek op die skaal sit en ek vergelyk hom met die ander mense aan die ander kant, en ek het vir die boere probeer toeriste te sê, dalk is 'n swak regering behalwe veiligheid betref nie so 'n slegte ding nie, dan kan ons eie ding doen en dan pla hulle ons nie. Dr. Elof is al hoop. Stel, perspektief, kom ek gee perspektief, weet. Nog net 7 jaar en ons is van die ANC ontslae. Dis goeie nuus. Okay. Maar daar's voorwaardes, en die een voorwaarde is dat die oppositiepartye en ek wil amper sê die goeie mense in die ANC met hulle dinge in raad kry en 'n nuwe beweging, 'n nuwe koalisie, 'n nuwe iets vorm wat 51% kan kry in 2029. Dit gaan nie sommer net gebeur nie. Ja. En dan die derde ding wat ek wil sê is intussen tyd en jou kykers by Morele Media ken hierdie lese al baie goed, moet ons vasbyt en self doen en vir onsself sorg. Ek kan een Maar dit Mandela sal ons aanhaling doen. wys as jy wil. Mandela het 'n aanhaling gehad waar hy gesê het, as die goeie mense in Suid-Afrika uit al die groepe bymekaar kom, gaan dit goed. As die slegte mense van al die groepe bymekaar kom, gaan dit sleg. En ek dink dis die riglyn. Pas op dat die slegtes van al die groepe, elke groep het slegtes. Kom ons hoop die goeies kom bymekaar, en dis wat Teens Basie sê. Nou ja, die volgende 24 uur gaan beslissend wees, né? Dit is opwindende politieke tye. Ons sê baie dankie aan Prof Teens, Dr Teens Elof, ek julle hier weer mekaar. Prof André Dievenage en Dr Pieter Mulder, julle insette is soos altyd geweldig waardevol. Skakel gerus in vir nog regstreekse uitsendings op Marula Media. Tot ons weer gesels. Goed gaan. Baie dankie. Baie dankie. Dankie. Totsiens, hè.